Sy kom ons sluit ons oor. Vra vir Abba vir sy seun. Abba, dankie Vader, ons nou kon worship, Abba. Vader, dankie vir die asem. Abba, is die asem wat U van die begin af in ons ingeblaas het. En goed, ons is jy het vanoggend opgestaan en dis nog 'n dag wat Abba vir jou gegee het. Dis genade onbeskryflik. Genade onbeskryflik groot. Ons kan nie eens beskryf die genade wat Vader vir jou het vandag nie. Dat jy nog 'n dag het. Die vraag wat ek vandag weer wil vra is, wat gaan jy doen met daai asem? Kom maar goeie woorde uit. Kom maar opbouende woorde uit. Wat doen jy met daai asem wat Abba vir jou gee? Vader, ons eer U vir nou, Vader, ek bid Abba dat U my tong sal seën, Abba. Vader, dat U deur my sal praat vandag, Vader. Abba, hierdie is die moeilike stukke, dis moeilike stukke om te lees. Vader, maar as U woord, en dit is U hele woord waarop ons vas staan, as U kinders. Abba, ek bid nou, Abba, Vader, Yahweh, dat U deur my, dat U deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees sal kom praat met elke hart. Die woord wat in ons hart geplaas is, dat dit sal openbaar. Dankie, Vader. Ek bid nou, dat ons so Samuel wat, toe hy daar so in die tabernakel is in Shiloh, in die beloofde land, en waar U die eerste keer met hom praat, waar U roep, Samuel, Samuel. En Eli sê, Samuel, as jy weer dit hoor, antwoord. Hier is ek die diensnag luister. Vader, mag ons uitroep vandag, Vader. Mag ons die duidelik U stem hoor, Vader, soos die herde vir die skape. En Abba, mag ons uitroep, hier is ons. Spreek die diensnag te luister. Dankie, Vader. Ons vra alles in die seun Yeshua Messia se naam. Amen. Amen. So ons is besig met 'n reeks oor die tabernakel. Dit is eintlik 'n tabernakelreeks wat Vader vir ons gegee het al 6-7 maande terug om te begin die tabernakel, om net weer 'n bietjie deur die tabernakel te gaan en van die begin af te gaan. En as jy iets soek om oor te preek of oor te praat, begin met die tabernakel. Want dit is die prentjie van die tabernakel, is 'n prentjie van hoe ons moet wees. Abba teken hierdie skadu's. Hy sê in Hebreërs 10 dat hy hierdie skadu's vir ons. Maar dis die skadu's van die wet, skadu's van sy woord. Die woord is daarso in die skadu, volg hom. En dis so mooi, jy kan nie, as jy die woord uithaal, wegvat, dan gaan jy die skadu wegvat. En dit is belangrik dat ons dit kan verstaan. So, ons is vandag, volgens 1 Korintiërs 6 vers 19, is ons die tempel van Heilige Gees, van Ruach HaKodesh, wat binnekant ons lewe. En dit is belangrik dat die prentjie geteken word. So, dis hoe ons begin met tabernakel, en ons is nog steeds besig met die menorah. Al 6 maande is ons net by die menorah. En ek kan nie wag vir die volgende wat doen, ek toe ons vir 'n hele jaar oor die tabernakel praat, en net 'n bietjie in diepte gaan, en vir Vader vra om ons te leer. Abba sê in Spreuke 2 dat hy het hierdie skatte vir ons, uit die skatte, vir die wat dit soek. Dit is belangrik, jy moet daai hart hê om te soek, dan gee vir jou daai skatte, daai treasures. So, die 7 kerk het ons het begin, en ek terug oor die 7's, it's amazing hoe baie 7's daar in die woord is. Dit is, alles is net hierdie 7's. En die menorah kan jy sien, het hierdie 7 pilare, uit die kante wat so uitkom, 3 kante in elke kant, want 7 in totaal is, en hoe die menorah, die 7's, en gaan lees jy, wat Yeshua sê in hierdie menorahs, is dit is, as jy die Efese gaan lees, kom dit daarop neer, dat hierdie kerke, hierdie menorahs moet wees. Hierdie lig wat moet skyn, dit is 'n prent van die menorah, is die prent van die woord, dit is woord, en dit is 'n prent van lig. En dis hoe ons moet skyn vir die donker wêreld aan buitekant. En dit is belangrik om, want op 'n stadium in Efese kan jy gaan lees, dat Yeshua sê, hy haal die menorah uit, haal die lig uit. En dit is belangrik, so ons moet skyn vir die buitekant. Mag ons hierdie ligtorings wees, Vader, wat net skyn, want, ja. Right, so, net om vinnig op te som, ek gaan gou vinnig hardloop deur die 7 kerke, ons het nou al klaar, ons doen vandag die 5 ene, en dit is 'n journey, en mense is altyd bang om, nie bang nie, maar is versigtig om Openbaring te begin, want dit is altyd, dit is hierdie boek wat Johannes skryf by eiland Patmos, 'n visie wat hy kry, waar die olie wat in hom brand sterk, die Ruach, die Heilige Gees wat in hom brand is sterker as die olie, pot olie waarin gesit word, en Johannes kry hierdie visie, en Yeshua sê vir hom, gaan skryf die brief vir elke kerk, vir engele van die kerk, en so, dis 'n visie, en dis 'n belangrik hierdie visie. Openbaring is belangrik, want gaan lees Openbaring 22, sê Yeshua direk, jy mag niks uithaal uit die boek uit nie. Mag niks uithaal byvoeg nie.
So, dit is alles is gees geïnspireerd en is belangrik, want daarso is, as jy gaan kyk later, as die 7 buils uitgegooi word, die raf, die oordeel van Vader wat uitgegooi word op aarde, dit is, daar snaakse monsters daar binnenkant. Dit is, die ouens met nie monsters, maar dit is met die snaakse koppe en al die dinge, wat hierdie sommer, dit is 'n geestelike prentjie, maar dit is moeilik om dit te verstaan. So mag al ons leer in hierdie tydperk wat ons in die boek van Openbaring gaan wees. So, net om vinnig te kyk, die eerste kerk was die kerk van Efese gewees. Nou, is belangrik om te verstaan, want Yeshua sê, gaan skryf die engele, daar gaan 7 engele wees. 7 engele vir elke kerk. Nou 'n engel, gaan kyk in die woord, word beskryf as 'n messenger. As 'n messenger, dit klas as woord wat sê van op dat soos byvoorbeeld Timoteus was ook 'n messenger. Daar's baie ouens wat messengers was. So hulle was gesien gewees as hierdie engele wat uitgegaan het in die woord, die briewe gevat het vir elke kerk. So die eerste kerk was Efese gewees en die pastoor van daai tyd van die kerk van Efese was Timoteus gewees. Timoteus was daar gewees en die een wat vir hom die brief geskryf het was Paulus gewees. Nou Paulus skryf vir Timoteus hierdie briewe vir Efese en dis waar Timoteus geskryf word. Timoteus 1 en 2 word geskryf vir Timoteus wat Paulus skryf het, wat in die kerk van Efese sit. En dit was die tydperk gewees 53 AD tot 170 AD. Nou dit is AD is van, as ek kan sê, van die geboorte van Yeshua of hulle begin en die AD's begin tel. So dit was daar, ons weet almal teen 30 AD was Yeshua gekruisig gewees. So dit was net na die kruisiging gewees wat Johannes die visie kry. Johannes kry die visie en ek sal dit vir mense, hoe amazing was dit nie gewees? Jy sit in daai tydperk, want as jy gaan kyk na die geskiedenis van die woord, teen 100 AD, 9500 AD is die woord begin om bymekaar gesit te word. Alright, so dit is hoe dit begin het van die woord. So as jy gaan kyk, sit elke kerk met 'n Bybel. Die scrolls, kan jy so sê, die hele woord. Ek weet nie, daai was 'n naam gewees die Bybel nie. Maar op daai stadium was al 88 boeke was bymekaar gewees. So dit die woord gehad, so jy sit en hy lees oor Efese. So wat jy jouself lees in Efese, en jy luister oor jouself. Jy lees oor jouself. En dan kom Yeshua en hy kom sê oor elke kerk gee hierdie julle is mooi. Dis wat ek mooi vind in julle as kerk. Maar ook dit doen julle verkeerd. En dan sê hy wat julle verkeerd doen en dan dan sê hy, maar jy het 'n keuse. Gaan doen jy dit of gaan jy teen dit? Hierso blessing. Hierso seën wat ek vir het. En dit is so mooi. Heeltyd kom Vader en kom gee 'n beloning vir as jy dit nie doen nie. En dis wat so mooi is van die 7 kerke en is dit vir ons vandag? Ja, ons kan duidelik leer uit die 7 kerke uit. En ja, ons is nog eers by Laodicea wat die laaste 7de kerk is nie. En dit, as jy tydperk kyk van die Laodicea opgehou het, was dit nog in naby ons tyd gewees. En ek glo hy nog steeds aan. Dis die laaste kerk, dis die 7de kerk. Daar's nie 'n 8ste kerk nie. As jy gaan kyk na met Sukkot, altyd waar die 8 is dit die nuwe dag. As jy gaan kyk na Sukkot, is dit die eerste dag en die 8ste dag. En die 8ste dag, as jy gaan kyk op die hele menorah van Yeshua se geboorte, die eerste dag en hoe hy besny is op die 8ste dag. Alright? En hoe ons op die 8ste dag, na Sukkot, na die 1000 jaar se vrede, hoe ons die koninkryk gaan. Dis die new beginning, 8 is new beginnings. Alright, so die 8 wag nog. Die 8ste kerk wag nog, en ek glo dit is wanneer ons, kan ek sê, die 8ste liggaam wag. Dis die dag wanneer ons almal saam gaan wees. So, ons weet nie daai oor die 8ste dag nie, oor die 8ste nie, dis een van daai dinge wat Vader vir ons hou. Ek dink glo dis daai verrassing wat ons gaan kry eendag as ons in die hemel. Ons weet al bietjie, maar ons weet nie baie nie. Ons weet dit baie mooi wees. En ek kan nie wag vir nie. So, Johannes kry op 170, dit is tot die tydperk was van 53 tot 170 AD was die eerste kerk gewees. So wat al gebeur het is dat Yeshua kom, Johannes beskryf in Openbaring 1, beskryf hy eers vir Yeshua en hy sê dis een vir elke kerk beskryf hy. Maar hy sê daarso dat Yeshua is die een wat die 7 sterre vashou in sy regterhand. En hy wandel tussen die 7 menorahs. Die 7 menorahs by die 7 kerke wat hy oor. So Timoteus in daai tyd was baie onder druk gewees. Daar wat gebeur het is dat
Hy het vasgestaan op die waarheid. Nou as jy die briewe gaan lees van Timoteus, kan jy duidelik verstaan hoe Paulus die briewe skryf om en sê, pas op, kyk daarna, hou goeie moed Timoteus, hou net vas, dit druk deur. Want daai het die vyand al klaar begin om die kerk aan te val. So Timoteus het vasgestaan op die waarheid, en daar kom iets, daar gebeur iets, en dit is die weg van die Nikoliete. Die Nikoliete se weg. Right? So die hele tyd deur al die kerke word gepraat van die weg van die Nikoliete. En eventueel, wat die Nikoliete gedoen het, en Yeshua sê actually, hy haat hulle. Daar staan ek haat hulle. Dit staan nog geskryf, hy haat die weg van die Nikoliete. Net soos hy in Amos 5 vers 20 ook sê, is dat I hate it, I despise your man-made feasts. Hy haat dit. Hy hou nie van seker goeders, hou nie van nie. Right, so, maar wat gebeur in daai tyd was gewees, dat Timoteus, hy is doodgemaak in die tyd van die feeste, omrede hy opgestaan het vir die waarheid. Want daai tyd was gewees, ons het vanoggend daarvan gepraat, en juist nou met Halloween, wat op pad is 31 Oktober, was die storie gewees van die feest van Diana, waar hulle letterlik gegaan het, en hulle het onder die volmaan gedans. Hulle het offers gedoen, en hulle het ander bietjies gedoen, dat ek kan praat nou. Dis die feest van Diana. So Timoteus gaan staan teen dit, en hy sê, julle moet dit nie volg nie, en hulle maak hom dood. Hy het gestaan op die waarheid. Maar daar is 'n beloning vir hom gewees. Die beloning was gewees, hy sal eet van die boom van lewe wat in die paradys van Jahwe is. Sê Vader, vir jou Timoteus, vir julle kerk van die fees, as julle vas staan, en julle doen nie die weg van die Nikoliete nie. Alright. So die tweede kerk waarna ons gekyk het, was die kerk van Smyrna. Dit is die kerktydperk wat baie onder druk was. Smyrna was nie 'n lekker tyd gewees nie. Dit is 'n tyd van verdrukking. Nou dit was 'n tydperk gewees, dit het gevolg net na die tydperk van Efese, en dit was 170 AD tot 312 AD. Nou Polycarp, hy was die pastoor van daai gemeente gewees, en is die tydperk toe gnotisme en marcionisme ontstaan het. Nou gnotisme en marcionisme was 'n ding gewees wat hulle geglo het van, jy kan byvoorbeeld jy moet dit regverdig. Jou liggaam self, hy kan byvoorbeeld Sondag, en hy kan te kere gaan, en hy kan die ander dinge doen. Alright? Solank jou gees net sharp is. Solank jou gees net reg is, dan is jy reg. Verstaan, dan is jy gered, jy gaan. Maar jy kan nou alles doen, soos ons vandag se tyd op in die wêreld kry, jy kan dit, geniet die wêreld, geniet die lewe, alright? En dan moet jy net sorg dat jy geestelik reg is. Verstaan, en dit is daai tyd wat gnotisme en marcionisme ontstaan het. Marcionisme ook was gewees op daai van, waar hulle oor die name en die eenheid ook gestry het daai tyd. Alright. So Diocletian, hy het die kerk vervolg daai tyd, en hy het mense doodgemaak. En die ding is, as hulle daai tyd, was dit so erg gewees, die Rooms-Katolieke daai tyd ontstaan, hulle was in die gang gewees, nog steeds in die Rome, en hulle het basies, as jy nie herken het voor almal dat Caesar is God, het hy doodgemaak. En Diocletian, hy was doodgemaak gewees, en Diocletian, hy is wat ons mense doodgemaak het, en Polycarp het vasgehou aan die waarheid. Vasgehou, en hy is doodgemaak deur hulle. En Yeshua sê, daar is 'n beloning vir die wat oorwin, die tweede dood sal julle nie kry nie. So die wat deur daai verdrukking gegaan het, en vasgehou bly staan op die woord, maar ons het gekyk na statistieke, oor hoeveel mense, Christene, doodgemaak is daar jaar. En dit is so bevoorreg van, ek het 'n kaart hier agterop gesit van, as jy kyk oor die hele wêreld kaart, dis nie al bo, Suid-Afrika het nog niks nie. Hoe bevoorreg is ons nie, om nie so uitgehaal te word nie. Alright. En dan kan nie vandag hier staan en sê, het gaan beter word nie. Alright, so, die tweede dood sal jy nie kry as jy deurstaan dit nie. So die derde kerk waar ons gekyk het, was die kerk van Pergamos. Dit was 312 AD tot 606 AD. Nou, hierso word weer 'n eienskap van Yeshua van Openbaring 1 beskryf wat Johannes het inbring in die kerk van Pergamos, en daar staan geskrywe, die een wat die tweesnydige swaard het. Hy is die tweesnydige swaard oor die kerk van Pergamos. Alright. So, die persoon daarso was Antipas. Antipas is die pastoor van daai tyd gewees, en hy het onder Johannes geleer, Antipas. En ons gesien hoe die kerk
wat een ding wat Yeshua oor waarsku, is dat hy sê, dat julle in die weg van Bileam, wat julle gedoen het, ek teen het. Hy sê, kerk Pergamos, ek teen julle doen die weg van Bileam en die weg van die Nikoliete. Dis op die saam, wat hulle een mandjie gegooi het. Was die Nikoliete en die weg van Bileam. Alright, so Bileam, ons almal ken die storie van Bileam, hoe hy basies die mense mislei het, hy bietjie geheimetjies vertel aan Balak, en hoe het op einde van die dag, hoe Balak agtergekom in die swakheid van Israel, en hoe hulle die mooi Moabitiese meisies gestuur het, en hulle het mooi dansies gedoen, en daai Israel het net gesondag, hulle het afgodsdienst gedoen, hulle het die Midianiete se maniere aangeleer, en hulle het uit covenant uitgegaan, en hoe dit gebeur het, dat op einde, hoe Pinchas, wat vader stuur toe, omrede dit gedoen het, want hulle is uit covenant uitgehaal, en hoe dit gebeur is, dat Pinchas, nadat hulle siektes gekry het, 'n plaag gekry het Pinchas sê, genoeg is genoeg, en hy het 'n spies deurboor, en deur sy boldness, is basies het vader die plaag gelig, en het hulle weer aangegaan. Alright, so, dan is mooi stukkie oor die Pinchas, oor die weg van Bileam, dat ons baie keer die Pinchas is opstaan, nog vandag se tyd, sê genoeg is genoeg. Alright, so maar saam met die kerk van Pergamos was gewees Konstantin, wat ontstaan in die tydperk van Konstantin. Ons het gepraat oor Konstantin, hoe hy basies, dit was 'n politieke besluit gewees, hoe hy besluit het, hy gaan die weg van Bileam saamsit, hy gaan die hele, daardie was songodaanbidding gewees, die Roomse Katolieke se maniere was daar saam gewees, en saam met dit was dan ook die mense wat basies soos die kerk Pergamos wat Vader se woord gevolg het. So daar was verskillende gelowige gewees daai tyd, en hoe Konstantin op 325 AD alle gelowe saam in een mandjie gooi. Dis waar vandaan gekom het die Sondag Sabbat, waar die Sabbat saamgesit het met die Sondags, so die songodaanbidding, wat hulle genoem het die Lord's Day, wat hulle genoem het, dit is die Here se dag, wat dit saamgesit het. Byvoorbeeld die 25 Desember geboorte, die Songod se verjaarsdag, wat hulle saamgesit. Easter, al die dinge het saamgekom. So dit het gebeur met die tydperk van Konstantin. So Antipas is doodgemaak daardeur. En die beloning vir die wat vasstaan in daai tyd was gewees, 'n nuwe naam op 'n wit klip sal jy ontvang. Alright. So die vierde kerk waar ek gepraat het laasweek was die kerk gewees van Thyatira, die tydperk 606 AD tot 1520 AD. Nou dit is die stuk wat ons behandel het, was oor Lydia gewees, hoe Lydia se hulle gekom het daarso by Mesopotamië, waar die Lydia basies het sy gegaan en hulle het op Sabbat, saam met Paulus, hulle het hulle gaan sing en hulle daarso gehoorship, en dis toe Paulus vir haar die briewe gee, en hoe sy dan van daar af het sy die briewe teruggevat na die kerk van Thyatira. Die waarskuwing was gewees aan die kerk van Thyatira, Jezebel, wat die kerk toegelaat het. Daar was 'n waarskuwing van Jezebel in die kerk toegelaat om hulle te leer, vir Jezebel toe te laat. Alright, so, dit was die tydperk gewees van die profeet Elia. Ons ken die storie van Jezebel en Elia en Agab hulle, en hoe hulle op Berg Karmel, en die hele storie uitgedraai het, en hoe Jezebel doodgemaak is, en Agab, maar hoe sy nog steeds aangaan vandag. En ons kan daar nog van die gees van Jezebel nog steeds baie keer beleef. Alright, so, dis vinnige agtergrondskies, ek het 'n bietjie dieper gegaan, maar dis net interessant, wat ons het net, dis nou 'n tydjie gewees, dis 2 weke met die fees, wat ons bietjie lank was, net om bietjie vinnig weer op plek te kry. So, vandag wil ek praat oor die 5de kerk, Sardis. Okay, so dis die tydperk 1520 AD tot 1750 AD, 1750. Soos ons vandag kry 1999, 2025 was dit 1750 het die kerk van Sardis opgehou. Dis 'n kort tydjie gewees. Dit was nie lang tydjie wat die kerk Sardis aan die gang was. En nou net vir interessantheid, dis ook die tydperk waar die moslems se Koran ontstaan het. Hulle reken die tydperk van 1600 AD, is wanneer die Koran geskryf is. 1600 jaar, of jy sê 1500 jaar nadat die Bybel aan mekaar gesit is, kom
hulle kopie Bybel. Dis maar basies wat gebeur het. So die vraag is, kopie ons nie ook nie, en verander ons ook nie soos ons wil nie. So die tydperk van Bybelverandering, dit was die tydperk gewees van Sardes. Die tydperk van die kerk Sardes. So kom ons gaan lees oor die kerk, ek gaan lees en dan gaan ons so 'n bietjie ophou en dan gaan ons weer aangaan. So Openbaring 3 vers 1, jy kan ook maak so wil praat oor die kerk van Sardes. Ek staan geskrywe. En skryf aan die engel van die gemeente van Sardes. Dit sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Daar's weer 'n beskrywing van Openbaring 1 van hoe Yeshua lyk. Hoe het Yeshua gelyk? Hy hare soos wit, oë soos vuur, voete soos brons, 2 snyde swart in sy mond uit, die 7 sterre wat in sy regterhand gehad het. Dis hoe hy lyk. Openbaring beskryf hoe ons Messias lyk. Fire in his eyes, ons liedjie is fire in his eyes. So mooi is, ja. Hy's heilig. Ons moet hy's liefde, hy's heilig ook. Ja, so David Openbaring beskryf dit. En hoe elke eienskap of voorkoms in elke brief word daar 'n stukkie gesê, hierdie enetjie word gesê oor die 7 geeste. Die 7 geeste word in Sardes gepraat van. So sê dit nie van as dit geestelik, as daar gepraat word as Johannes, die 7 geeste wat in Yeshua se hand is, vashou, beteken nie dat daar iets geestelik oor daai kerk gebeur nie. Jesaja 11 beskryf so mooi die 7 name van Heilige Gees. Ek noem net 7 name van Heilige Gees. Ons kan gerus lees Jesaja 11 vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom, dis Yeshua, sal die Gees van die Here rus, die Gees van verwysing en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis, van die vrees van die Here. Dis wat op Yeshua gerus het. Vers 3 sê, en hy het welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel wat sy ore hoor nie. So beteken dit dat die kerk van Sardes beweeg het in die gawes van Ruach HaKodesh, Heilige Gees se Hebreë naam, Ruach HaKodesh. Ja, ek dink hulle het verseker beweeg in die gawes. As jy gaan kyk, ons gaan nou praat daarvan. Die vraag is net, het hulle bedien in die Gees, of het hulle bedien in Gees en waarheid? Dis belangrik. Dis altyd, ek het nou al weer gesê, is dat daar soos 2. Gees en waarheid. Nou vandag se tyd kry ons dit baie mense konsentreer baie op Heilige Gees en dit is baie belangrik. Verstaan my baie mooi. Right? Maar dan vergeet die waarheid. En baie mense vandag se tyd ook konsentreer op die waarheid en dan vergeet die Heilige Gees. En dis kom Johannes 2 vers 22 sê, in gees en in waarheid. Ek gaan vir ons lees, Johannes 4 vers 20 sê, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid, in waarheid en gees. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Dis baie belangrik. Want ons mense kan baie keer of links of regs. En dit is baie gevaarlik. Mag Ruach ons lei in dit. So die tydperk van die kerk van Sardes was ook die gewees, die tydperk van die uitstorting van wat dit was voor dit gewees, uitstorting van die Gees, maar hulle was deel van dit gewees. So in ander woorde sê is dat Ruach was klaar uitgesort gewees. Hy was klaar, voordat Yeshua opgaan hemel toe, presies 50 dae nadat hy gekruisig is, toe word Heilige Gees uitgestort. En van daar af het die disippels uitgegaan en die briewe het uitgegaan na dit gewees. Want so hulle het geweet. Hulle het die Bybel gehad en hulle het ook geweet van die dood. Hulle het gehad. So Yeshua so antwoord die vraag van geestelike groei in daai kerk. En hoe beskryf hy? Ons gelees verder in Openbaring. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef. Kyk, die naam het dat jy leef en jy sterf. Hy sê, jy lewe kerk, maar jy is dood. Jy het die naam,
maar jy is dood. Is nie dat die kerk Sardes die naam onder die mense het, van daai is 'n geestelike herlewing in daai kerk. Al die mense praat oor hierdie lewendige kerk, maar Yeshua sê is dood. Dis nie hoe Yeshua dit sien. Die mense sien wel dat die kerk het 'n naam, maar hulle is dood. Hulle is verdeeld. Jy moet weet, daai tyd was gewees, daar was nog steeds hierdie Roomse Katolieke dinge wat gebeur het van Pergamos. Die weg van Biliam was nog steeds daar gewees. En die weg van Nicolaitan was nog steeds daar gewees. En ewe skielik is daar so hierdie canons van die Roomse Katolieke uitsit, dis net hulle verander die woord en hulle sê dis net dit. En die mense het al die goedes begin aanleer en ewe skielik kom daar 'n herlewing. En ons kan nou praat oor die man wat die herlewing gebring het. Maar ek het vandag gesê, want daar daai tyd 'n verdeeldheid ontstaan tussen in daai kerk. Want daar's twee maniere, nou wie gaan jy vat? Gaan jy nou herleef of gaan jy geestelik, gaan jy geen geestelik gaan of gaan jy nog steeds vasbly met die weg van die Nicolaitan of Biliam? Wat gaan jy doen? En dis die probleem, dit bring verdeeldheid in die bediening. Dis hoekom Yeshua sê, julle is dood. Ek ken jou werk, maar julle is dood. Matteus 5:12 vers 25 sê, maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeel. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? So 'n kerk wat verdeeld is, 'n kerk wat nie kan saam staan in unity nie, saam besluit oor iets nie, uit die stad is nie, kan verdeeldheid gee. En Yeshua sê verdeeldheid bring vir jou dood. Alright. Die kerk was dood. So jy moet weet, daar was baie doktrines gewees en die woord praat regtig van die weg van Biliam was die sinagoge van Satan. So erg het dit gesien. Synagogue of Satan. So daar was hierdie kant gewees en die ander kant het die mense begin rebelleer oor die weg van Biliam, oor die Rooms-Katolieke, en daar het 'n man opgestaan wat besluit het genoeg is genoeg. En sy naam was Martin Luther. Ons gaan nou 'n bietjie oor hom praat, maar die punt is Yeshua sê julle is dood. Oor verdeeldheid. Daar's nie meer eenheid gewees in die kerk nie, en as ons Psalm 133 lees, en dit is my so mooi, ek hou al van hom om Psalm 133 aan te hou, hy sê, kyk hoe goed en lieflik is dat daar broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is so mooi prentjie van die hoofpriester met die borsplaat, met die 12 klippe, met die 12 stamme wat op die borsplaat, wat die bruid verteenwoordig, die hoofpriester met die olie wat oorloop, van sy baard afdrup, wat op die borsplaat drup, die salwing op die bruid. Wie is ons hoofpriester vandag? Yeshua, hy is ons hoofpriester. Dit is so mooi, Vader sê, wat hierdie daar so is, salwing vir die bruid. As vers 3 sê, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want, hoor gemooi, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. So daar waar eenheid is, daar seën. Wat doen die vyand? Breek eenheid. Wat doen die vyand in gesinne en families? Breek eenheid. Want daar staan geskrywe, dan kan daar nie seën wees nie. Die Engels sê my house divided can't stand together. Kan nie. Die belangrik is dat jy moet aan sissel moet, as jy besluit jy's in 'n stad. Nou daai tyd was gewees, net beskrywing te gee, 'n stad was soos Nehemia, hy die stad weer gaan herbou waar die tempelmure was. So jy was deel gewees van 'n stad. Jy het daar binnekant gebly, in die stad gebly, daar's mure om die stad. En daar was 'n deur gewees. Alright, so baie, dis so groot soos vandag se tyd. Dit gaan 'n bietjie moeilik wees om 'n stad oor Suid-Afrika 'n mure te bou. Waar was Donald Trump dit doen? Dit is sy die gebou. Maar in elk geval, soos dit daar was 'n stad gewees en daar was 'n muur gewees en 'n deur. Nou in daai stad het jy gewees. En jy het sommer gestem met daai persone van die stad. As jy nie gehou het van daai stad nie, dan jy jou tasse gevat en gewaai en jy by 'n ander stad gaan aansluit. En dan by daai stad was daar gewees, daar was watchmen gewees en daar was gatekeepers gewees.
vir as die vyand aangekom het. En dit is al 'n stuk van Jesegiel 36, van jy moet wakker wees, jy moet 'n basuin blaas, anders is die bloed op jou hande as die stad oorlog kry. Verstaan jy, dit is belangrik, en dit is geestelike prentjie van ons is hierdie stad. Hierdie bediening is 'n stad. En hierdie moet waar is die gatekeepers, waar is die watchmen wat die vyand sien aankom, wat die trompet blaas en sê pas op. Maar as jy nie deel is van 'n stad nie, die probleem wat ons vandag se tyd kry is dat baie mense gaan en hulle gaan kuier by ander stede. Dan word die beskryf die woorde dan is jy soos 'n stad sonder mure. Jy maak jouself oop. Jy gaan kyk draai by hierdie stad, jy gaan draai by daai stad en dan wat gebeur? Jy leer iets daar en dan bring jy dit terug na jou stad toe en dan bring jy verdeeldheid in jou eie stad. Dan is jy soos 'n stad sonder mure. Dis belangrik. Dit is belangrik om 'n unity te hê met iets. Jesus, daar verskil in die stad, ons sit en mens praat. En mens kyk wat die woord sê. Maar so, dit is belangrik om Vader jou wys, as jy enigstens stad sonder mure is, want dis van die skering kom. So kan ons verder lees, ek gaan vers 2 verder lees oor die kerk Sardes, vers 2, Openbaring 3 vers 2. Yeshua kom sê, Yeshua sê nou, ek het dit teen julle, en dan is Jesus die waarskuwing. Hy sê, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Dis wat Yeshua sê. Hy het die werke nie volkome gevind nie. Dis kom hy sê, die werke is dood. En nie volkome voor Jahwe nie. Jakobus skryf dit so mooi, hoor gou 'n stukkie van Jakobus. Jakobus beskryf vir die hele stuk van die kerk van Sardes vandag. Jakobus 2 vers 26. As ek sê van vers 17 nog lees. Vers 17. Net so is ook die geloof. As dit geen werk het nie, is sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof, en ek die werke, 2, okay? Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sit dit. Maar nog in vers 20, maar wil jy weet, o nietige mens, wat die geloof sonder die werke dood is. En is Abraham, ons vader, nie uit werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Want dis 'n werk gedoen. Wat noem jy daai werke? Hy het obedience gehad, hy het gehoorsaamheid gehad. Alraai? Dan sê vers 22, sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit sy werke. So hy het 'n werk gehad, hy het daai mens gaan offer vir Isak, maar hy het geloof gehad. Hoekom? Want Vader het vir hom gesê doen dit. En wat het gebeur? Deur sy obedience is ons almal geseën tot vandag toe. Deur Isak wat hy wou offer. En die vers 23, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Hoor hoe mooi is dit? Hy is 'n vriend genoem van God, omrede hy geloof, werke en geloof gehad het. Die twee saam. Alright? So vers 20 sê, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Selfs hoor in vers 25 en is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het met die ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder werke dood. Dit is belangrik. Loop saam. Jy kan nie dit skei nie. Kan nie. Werke, geloof, loop saam. Doel is so nie stuk dat Jakobus by die brief skryf, dit is vir jou Sardes nie. Want hy sê, ek ken jou werke, maar jy is dood. Met ander woorde, hy het die werke gehad, maar hy het nie die geloof gehad nie. Dis die ding waarom hy sit daar so. Hy sal dalk 'n liggaam, 'n bediening, dalk lewendig volgens hulle. Hulle het gevoel hulle is lewendig. Hulle het die naam,
Yeshua sê, julle die naam. Maar hulle het geloof geword. Maar volgens Yeshua dood omrede hulle liggaam sonder die gees is. En hulle het dalk die werke, maar kort dalk die geloof. So kan julle sien, wat die Roomse Katholieke van die kerk Pergamos af, hoe dit geïnfiltreer het. Want die mense van daai tyd het geglo, alles is werke. Dit is nie werke gewees. Byvoorbeeld, as jy gesondig het, dis, en ons ken tot vandag toe nog, moes jy by die priester gaan bely. En dan moes jy betaal vir jou sonde. Hulle noem dit in Engels het baie mooi indulgences. Moes jy gegee het as jy gesondig het. Alright. So, op 'n stadium in die kerk so erg geraak daai tyd, dat hulle het gegaan en hulle indulgences gaan verkoop. Hulle het mense gaan verkoop. Nou, met ander woorde, jy kon gegaan het en jy kon vergifnis koop. Dan kon jy gesondig het. Met ander woorde so, okay, ek gaan nou, môre gaan ek hierdie ou heavy indoen met 1 miljoen rand. Dan koop jy gou vir jou 'n briefie, en dan so amazing, in daai tyd het hulle 'n briefie gegee, daar was nie eens 'n datum ingevolg gewees, so erg het geraak. Okay? Dan kon jy gegaan het en jy gesê, okay, gaan sondag jy gegaan, jy doen nou met 1 miljoen rand, en dan skryf jy datumpie, hier so priester, hier so dat ek my ding betaal. Dis so erg het was daai tyd. En dis nie albei soos vandag nie. Aha. Gaan sondag doen, gaan lekker te kere, bely nie. Bely net jou sonde môre. As jy vergewe, dan kan jy weer aangaan. Môre kan jy weer doen. Ons het nie meer daai briefie wat ons invul nie. Daar's nie meer priester nie. Maar daar's 'n groot priester wat dit sien. Sy naam is Yeshua Messia. Ons koop dit nie meer. So dit was die dinge gewees waarom die kerk van Sardes gesit het. Was hy werke. Hulle het vasgehou, hulle het geleer met die werke en hulle geloof gekort. Hoor gou ergens, Paus Leo, die 10de, het geld nodig gehad, om die tweede, die St. Pieter kathedraal mooi te maak, want hulle rekenkonstantyn het op glad nie mooi gebou. Hy was daar, maar hy was so mooi geweest. So hulle by die St. Pieters kathedraal mooi maak, so die Roomse Katolieke kerk het 'n bietjie geld nodig gehad. Alright? En dan sy maatjie Albert, hy was 'n bekende Katoliek geweest, het geld geleen by die Foggers. Dis net die geskiedenis, maar net 'n bietjie mooi te verstaan die situasie van daai tyd. Daar's baie ryk mense wat sy Foggers geweest, okay? En hy het geld leen om sy bediening te laat groei en hy moes daai geld terugbetaal. So hulle het gesit met hierdie geldprobleem, so te besluit die twee mense dat hulle gaan saam hierdie indulgences verkoop vir die mense. Hulle het gegaan met hulle perd of hulle donkie en 'n waantjie en gestop by 'n dorp en sê kom ouens, hier is al die indulgences, kom koop nou by my. Dit is so aangehou. Alright. Tot en met 31 Oktober 1517. Wat die persoon opgestaan gesê, genoeg is genoeg met die naam Martin Luther. So, wat hy gedoen het, hy het by in Duitsland self het hy teen 'n kerk 95 teses gaan vasbyker. Nou, daar's baie geskiedenis daaroor, baie sê sy hamer was aan die begin klein, maar soos het hulle dit hy het gedoen, daai hamer al groter geword. Maar hy het dit gedoen. Hy het opgestaan en sê genoeg is genoeg. Dit is amper so Pinchas wat gesê, "Kak, ons het 'n moed met om te gaan koop en ons sondes te betaal by die priesters en vir 'n priester te gaan sonde bely. Ons het 'n moed daarvoor." Alright. So hy het ons gaan teensit, die teses was daar gewees en dan kon hulle nou gegaan het en hulle kon teengepraat het. Hulle kon 'n opinie, hulle op het nou opinies, die Roomse-Katolieke het opinies gehad en so het hulle dit nou uitgestry op die einde van die dag. Alright, en so daardeur, deur sy boldness het daar 'n revolusie ontstaan. Alright. En na 'n rukkie was dit 'n reformering wat ontstaan het. En tot vandag toe praat die mense nog steeds oor 'n reformering wat gebeur het. En ek gaan nou daar deel. Maar dit is groot geskiedenis, want hy het kom verander. En ek hou moet daarvan. Want anders het ons vandag nog steeds dalk hierdie storie gehad van wat ons met priesters moet bid, of Moeder Maria, of wat ook al moet gaan, en moet betaal gee vir ons sondes. Hy het verandering kom maak. Daar was 'n klomp teses gewees, maar van dit was gewees, die grootste probleem wat die meeste ding wat oor gepraat oor daai teses is gewees,
hy het 'n issue gehad met hierdie indulgences. Dit was die grootste probleem vir hom gewees, van hoe jy die hele tyd vir jou sondes net 'n briefie kan kry. Maar, by die Katolieke verkoop. So, die geskryf aangehou tussen Luther en die Katolieke kerk, en in 1520, het so erg geraak dat Martin Luther gereken het die Paus is die Antichrist. So erg net geraak. En ja, van daai tyd af al sê dat die derde tempel word gebou, van die Antichrist is hier so, sê ons nie vandag nie, die Antichrist kom. En ja, dit is net van daai tyd al af, wat die mense dit sê, hier is die Antichrist. Ons sê het vandag nog. So, hy het die Katolieke kerk redelik omgeklap, en hy was nie gelukkig met hom gewees nie, deur al sy opinies, en hulle wou doodmaak, so het hy gevlug, en Frederik het hom, 'n bekende man van daai tyd, het hom weggesteek by die Wartburg kasteel. Nou, dit is groot geskiedenis, onder die Martin Luther volgers, die Wartburg kasteel het hy weggesteek, hy het vir 'n baard gegroei, en hy het daar so gewees vir 'n paar jaar, en dis waar alles begin het. In 1521 het Luther sy eerste Bybelse translasie begin skryf. Want so is nou klaar met die Katolieke, daarso is die eerste Bybel weer. Baie interessant. Die Bybel wat hy geskryf het, weer teruggegaan al 88 boeke ingehaal. Hy het al die apokryfe weer gaan haal en teruggebring in die woord. Baie interessant, dit gedeelte alweer. Right, so in 1534 het die eerste Luther Bybel uitgekom met 'n Duitse Nuwe Testament. So het hy dit enig gedoen, hy het daar so in sy tafeltjie gesit en hy het geskryf, hy het getranslate. Right, maar hy het 'n bietjie inligting saamgevat. Hy het nie sy eie Duitse translasie geskryf nie. So wat hy gedoen het byvoorbeeld, hy het die 1516 Erasmus translasie saamgebruik. Hy het kyk bronne gehad. Die Jerome Bybel gevat, die New Latin Translation, die Greek Boutres en die 12th century Byzantine, ek ken dit eers. Het hy alles inligting gevat? Hierso is nou die Nuwe Testament, die Duitse Nuwe Testament, alles saamgevoeg en 'n Bybelse translasie het gebeur. Alright. En nou so mooi is wat hy ingehaal het, wat vir een van sy ding wat hy aangehaal het, en dit is wat, dink ek wat hy baie die Rooms-Katolieke bietjie ongelukkig gemaak het, was Efesiërs 1 Petrus 2 vers 9. Wat hy gesê het van, maar julle, daar staan geskrywe, maar julle is 'n uitverkore slag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom gekry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Dis wat hy gequote het. Alright. So hier is dit bewys dat ons is deur Yeshua se bloed, is ons die priesterdom en dat jy nie meer hoef deur 'n priester te bid nie. Dis hoe ons hy mooi goed uitgehaal het. Dis waar die storie begin het, gestop het van die bid nie meer, en gaan in 'n hokkie in en jy bid vir die priester. Die priester, hy sal vir jou sondes gaan bely nie. Alright. Hy het baie dinge toe verander daarna, soos die, as ek sê Engels, nee, goed. Die ek kan nie Afrikaans, ja, ek het al probeer, ek kry net van die Afrikaanse goeders, kan net nie sin maak nie, dit is, wat is gister was 'n ketteling, ja, wie weet is 'n ketteling? Ek kan nie, dit is net, dan doen ek papier translate, ek sê op Afrikaans doen dit, maar joh, maar in elk geval, die monistic vows, okay, dis die basis wat ons allemaal ken, is dat die priesters, wat geglo het, hulle mag nie getrou het nie, alright, en dan moes rein gewees het, alright, en dan het ook wat ontstaan het, was die nonne, wat ook nie mag, hulle moes ook hierdie klooster, dat is 'n ander woord vir dit, wees, wat hulle nie kon, hulle moes hulle self heeltemal aan een kant hou, alright, dit was net gewees daai tyd, okay, ja, die kadoos, ja, ek sê te paard, ja, dis dankie broeder, so hy het dit gestop, en ek dink Neil Diamond was een van sy groot liefhebbers op daai stadium gewees, want dis wat hy die storie van Neil Diamond, hy was 'n priester gewees, wat toe mos besluit het hy hierdie priesterskap is glad nie meer vir hom, toe mos gaan liedjies sing in die wêreld opgegaan. Ja, so dankie Martin Luther. So ja, in elk geval, so hy het sy boek in die storie, dis nie meer vir hom nie, en weet jy wat hy gedoen? Net om 'n punt te wys, het hy 13 Junie 1525
het hy met 'n vrou getrou die naam Katie van Borra. En net om almal nog goed genoeg kwaad te maak daai tyd, sy was 'n non. So hy het net groot gegaan. Maar sy was 'n baie amazing vrou gewees, sy het groter lewing veroorsaak in die kerk daai tyd. Sy het 6 kinders by hom gehad en hulle het 4 weeskinders aangeneem en jy kan lees in die geskiedenis, een van die kindertjies het dood gegaan en Martin Luther was baie hartseer gewees. Dis 'n goeie mens gewees. Goeie mens gewees. So het 'n paar dinge verander, net so net om vinnig op te som wat hy verander het, en daar's baie. Okay, so hy het die sondebriewe gestop, die betaling vir sondes van die Rooms-Katolieke het hy gestop, en so hy 1 Petrus 2 vers 9 begin quote, die nonne en priesters het hy die reg gegee om te trou, maar ook wat hy gesê het is dat autoriteit kom deur die skrif alleen. Maar ek dink dit kom deur Yeshua. Alright? Want deur sy bloed, dis waar ons autoriteit het. So hy het baie dingetjies, daar's baie bietjie politieke dinge ook by hom gewees. Dit is nie net goed gewees, daar's almal kom kor die glorie van God. Hy het ook gesê, redding deur geloof alleen en nie werke nie. Dis die ding. Hy het weer heeltemal aan die ander kant gevat. Redding deur geloof alleen en nie deur werke nie. Okay, so hy het 'n skeiding gebring. So, en die woord sê, nie redding is deur geloof, maar as jou hart vir Jahwe gee, dis die ding wat baie mense vandag nie verstaan nie, is dat jou redding kom deur geloof in Yeshua HaMashiach. Deur sy bloed is ons redding, hy is ons salvation, hy is ons redding. Alright? Maar die werke kom na dit deur liefde. Jy moet, wat sê Yeshua, geloof is niks sonder werke nie. Werke is niks sonder geloof nie. Jy kan nie die werke uithaal en net op die geestelike nie, dis gees en waarheid. So hy het ook 'n bietjie daarso het hy 'n bietjie kom oopmaak en opgraaf en ons kry dit vandag baie. Ons kry al die dinge vandag, dan gaan nou daar praat. Yeshua sê in Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Nou gaan kyk na daai gebooie, is die waar sy disippels vra vir hom, wat is die grootste gebod? Sê jy moet jou naaste lief, die eerste enetjie is, eer jy God jou Vader met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Okay? Maar wat quote hy? Hy sê dis die eerste gebod. Hy quote die Shema in Deuteronomium 6. Want Deuteronomium 6 is eer jy vir God, jou Vader, met jou hele hart, jou hele siel en al die krag. Hy quote die Torah. Dis wat hy doen. So, dit is liefde vir Yahweh om die werke te doen. Dis liefde, die priesters het gegaan en hulle was deel van Levi, Vader noem julle my erfgename. Hulle wou dit doen, want hulle was lief gewees vir Vader. Dis soos 'n man wat trou. Sy lyk wil nie skorrelgoed was nie, maar hy was skorrelgoed in liefde. Dit is 'n feit. Dis daai pappa wat vir 'n kind sê, 'n vader wat vir sy kind sê, my kind gaan sny gras. En daai kind sê, pappa, maar ek wil nie. Ek gaan nie doen nie. Dit is rebellie. En 1:15 sê rebellie is eksery. Dis rebelleer. Betoon my kind liefde? Nee. Daai kind, ek gaan as daai kind vra môre vir 'n fiets, gaan jy vir hom 'n fiets gee as hy rebelleer? Nee. Gaan nie. Dis die ding is daai liefde vir Vader om sê dankie Abba. En dit is die woord sê so, hoor Christus, want jy so sê you love me by my commandments. In ander woorde, na die redding kom die geloof en die werk kom met liefde. Okay, ek gaan nou 'n stukkie oor praat. Ook het Martin Luther gesê ons kan Vader nader deur Yeshua. Dis amazing wat hy gedoen het. Dis mooi. Dis mooi. Hy het die onafhanklikheid van die kerk begin, dis baie mooi. Hy het die skrif in jou, gesê die skrif mag nou in jou eie taal skryf. In jou eie taal. Hy het ook gesê, dis belangrik vir onderrig. Jammer aan die kinders. So dit het hy alles reggestel. Dit was genoem die protestante reformering. Wat ene wat ook saam met die begin was, in Januarie 1522, oor Christus.
het 'n man met die naam Andreas Karlstad by Orlamunde, dis nou in Duitsland, ek neem aan dis 'n Duitse naam, gaan preek onder Martin Luther. Okay? En raai wat het daaruit ontstaan? Die klein baba doop. Geskiedenis. Die Westerse kerksysteem het begin. Dit het goed gegaan en in die 1800s, een van die grootste Amerikaanse kerk en dominasie geword, die Martin Luther, die protestante reformering, het aangegaan. Ek gaan nou terugkom na een van Andreas Karlstad. So dit maar die probleem op in die kerk self, daai tyd, en dis geskiedenis, hulle het baie slim geraak, en die mense het op 'n stadium, amper soos kabbalisme begin. Hulle het die binnenlig beweging begin. Obviously, as die kerk begin goed gaan, begin mense al die slimmer raak. En het begin byvoeg, en het reguit gesê, dit by God gehoor. Jacob Baum, 'n Duitser, het gereken, as jy Heilige Gees het jy nie die Bybel meer nodig nie. Dis so ver begin gaan het. Hulle het begin uithaal uit die woord uit. Martin Luther het goed gedoen. Deur sy revolusie is ons vry van die Rooms-Katolieke sisteem. Maar doen ons nog steeds van sy dinge vandag? Het hy regtig waar alles kom uithaal? Het hy regtig waar die hele Rooms-Katolieke dinge weggevat? Of kry ons dit nog vandag se tyd? Hulle sê dat Martin Luther het op die stadium van Karlstad aangeval oor sy storie oor die klein baba doop. Maar die vraag is, doen ons dit nog vandag? Het hy regtig waar uitgehaal? Nee, ons doen nog steeds. En vandag is dit een van die grootste gestryery onder gelowiges. Oor iets wat 1500 jaar nadat Yeshua gedoop is, gebeur het, stry ons vandag. Dis 'n ding wat eers later is. So, die vraag oor die wedergeboorte was 'n groot dispuut geweest. Of 'n baba weer gebore kan word nadat hy net gebore is. Want dis wat die Nikodeme sê, jy moet weer gebore word. En dit was 'n geskil geweest. Maar wat sê die woord? En dis belangrik. Wat sê die woord? Dit gaan oor die tabernakel. Mooi prentjie, die bronsaltaar voor die waskop. Handelinge 2 vers 38. Bekering word gedoop. Hulle het die Bybel gehad. Morgen het hulle die Bybel gehad. Hulle almal die Bybel gehad. Hulle het Handelinge 2 vers 38 gelees. En dit het obviously daai tyd in ander tale gehad, nie in Afrikaans nie. Want as jy Grieks gaan lees van daai bekeer jouself en word gedoop beteken baptismo. Wat beteken to submerge? Om onder te gaan. Yeshua wat sê in Markus 10 vers 38, maar Jesus sê vir julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die beker drink wat ek drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word. Hy vra die doop waarmee ek gedoop word, kan julle dit doen? En in vers 30 sê en hulle antwoord hom, ons kan. Maar Jesus sê vir hulle, dit is waar. Die beker wat ek drink, sal julle drink. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Hoe is Yeshua gedoop? Het Johannes die doper langs die Jordaan gestaan en gesê, ek doop jou en water op sy kop gesprinkel? Nee, daar almal daar staan van watersprinkeling in die woord, is Esegiel 36 waar Paulus sê, ek sal water op jou sprinkel om jou te reinig, nie om jou te doop nie. Dit staan geskrywe, nie ek wat sê. En tog stry mense al oor die bring skering onder die bruid. So Martin Luther se revolusie was goed gewees. Net jammer dat hulle die Ou Testament van dit kom uithaal en vervang dit met net geloof en nie werke nie. Die liefde wat ons het vir Jahwe kom wegvat. 1 Johannes 2 vers 1 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. En wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak, die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het.
Broeders, dit is geen nuwe gebod. En wat skryf? Word geskryf is. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Enough said. If you love me, obey my commandments. As jy die gebooie onderhou, dan ken jy hom. En dis op Psalm 91 waar Dawid skryf en sê, ek sal my engele, Vader sê, sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar ken my en wees lief vir my, beteken onderhou my gebooie. Die woord sê so. Ons kan nie uit. Ons kan nie. Die woord is duidelik daaroor, die woord spaar. Die woord is gees geïnspireer. Ons mag niks uithaal byvoeg nie. Ons moet Vader Jahwe dien in waarheid en in gees. In geloof en in werke. Al twee. Soos jy in die kerk van Sardes. Hier soos die dinge. Ek ken jou werke, dat jy naam het en dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke oorgesom, nie volkome voor God gevind nie. Die werke was nie volkome. Hy het nie, Yeshua sê self, ek vind dit nie volkome as jy net dit doen nie. Hy vind dit nie. Dat was goed gewees, maar nie vol nie. Met ander woorde, dinge verander net soos vandag. En dis die waarskuwing wat Yeshua aan die kerk van vandag gee. Hy sê dan, onthou dan, vers 3, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer dit. Openbaring 3 vers 3. Yeshua roep die kerk van Sardes om te teshuva, om te draai. Teshuva is die Hebreë woord vir omdraai. Dit is 180 grade. Dit is letterlik 180 grade, jou rug draai oor dit. Hy roep hulle om terug te keer na die woord toe, na die hele woord, voor dit verander is, basis wat ons doen vandag. Want daai tyd het die Rooms-Katolieke uitgehaal en bygevoeg by die woord. En mag ons dit doen? Dit doen 4 vers 2 sê, luister dan in Israel na die insettinge en verordeninge wat ek julle leer. Hy praat met Israel, nie met die Jode hierso nie. Sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Here van julle God, julle vaders aan julle gegee het en besit mag neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou wat ek julle beveel. Selfs Openbaring 22 sê, vers 8, want ek betuig van elkeen wat die woorde van hierdie profesie van hierdie boek hoor, is Openbaring. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. Hy sal weggeneem word uit die heilige stad. Nou gaan nou 'n keer daar praat. Soos mag jy uithaal byvoeg nie. Het hulle bygevoeg? Ja, het hulle uitgevoer? Ja. Kyk gerus na die geskiedenis van die Bybel. Hoe Konstantin hulle dinge uitgehaal het. Yeshua gee 'n waarskuwing aan die kerk van Sardes, maar ook vir ons, hoor gegee, Openbaring 3 verder, en lees ons verder. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie, sê Yeshua. Yeshua sê, kerk Sardes, word wakker. Julle is besig om gemislei te word. Begin lewe. Yeshua sê in Matteus 5 vers 17, jy mag niks uithaal totdat alles vervul is nie. Maar tog draai ons vandag, bietjie van die goedjies in die woord. Net so bietjie, net 'n klein bietjie. As jy iets net 'n millimeter verander, oor 'n paar jaar is daai 'n meter van verandering. Om oor te sis, of ons draai bietjie skeef en sê dis fyn om guys te trou in die kerk. Abba sê dis abomination vir hom. Abomination en desolation, nou dis mooi Engels. Afrikaans sê, hy gril daarvoor. Hy gril. En raai wat is nog abomination, behalwe die
gay mense. Hoor mense, en ek het net vanoggend, al wat my geleid, die eet van prons, mossels en kreef. Ek is nou praat. Jy geweet, Jahwe gril daarvoor as jy prons, mossel in jou mond druk. Kan jy self dink, hoe lyk dit as Jahwe Vader, Jahwe, as jy daai prons in jou mond, so daai lelike diertjie, daai lyk amper soos iemand van die Openbaring, daai agterste goggels. Iemand in daai soppat so, as jy sit 'n bietjie grous. Ek sal gril as ek Vader is. En tog het die duiwel gekom en dit so lekker gemaak vir ons. Maar hy sê, want 'n mossel is nog sien lelik 'n mossel en 'n oester. En tog eet ons dit. Hoekom eet ons dit? Want die vyand maak dit lekker. Hoor jy so? As jy 'n mossel of 'n prons of 'n kreef eet, dan is dit net so goed jy gaan na die huis toe en eet jou stofsuier. Selfde. Want hulle was stofsuiers gewees. Hulle is geskape soos 'n vark om op die grond skoon te maak. Hulle maage is, vark se maag is eers gemaak om kos skoon te maak. Hy kan nie sweet nie, daar's klomp stories, vraag gerus na dit. Jou prons is op die grond, jou kreef is op die grond, die mossel is daar so, hulle maak skoon. Hulle is geskape, skepingsdoel, stofsuiers van die see. Hulle is stofsuiers. Levitikus 11 vers 10 sê, maar alles wat geen vinne en skibbe het in die see en in die riviere nie, van al die gewemel van die water, van al die lewende wesens wat in die water is, 'n gruwel is dit vir julle. Abomination. Hy sê so abomination, ja, 'n gruwel moet hulle vir julle wees. Van hulle vleis mag julle nie eet nie, en 'n gruwelaas moet julle vir 'n gruwel hou. Alles wat geen vinne of skibbe in die water het nie, 'n gruwel is dit vir julle. Punt. So amazing is Vader se liefde nie vir ons nie. Wat hy sy seun Yeshua gestuur het, en selfs soos hy vandag vir die kerk, vir ons kerk sê, dit daai vir die Sardes en sê, kies. Kies. Want daar is 'n beloning vir jou. Daar is 'n beloning. Openbaring 3 vers 4 sê, maar jy het enkele, hoor gesê, maar jy het enkele persone. Daar's nie paar mense nie. Ek praat met Sardes, daar's enkele persone, dit is minder mense. Ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Daar's enkele mense in Sardes. Wie oorwin, hoor Gees, wie oorwin sal beklee word, dis die beloning, met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor die Vader en voor sy engele. Hier kom beskryf Yeshua sy vrou moet lyk. Hoe die bruid moet lyk. Openbaring 19 vers 7 sê, laat ons bly wees en ons moet juig aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So sê vir my, skryf salig is die wat genooi is na die bruiloftsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God, die bruid. Yeshua sê in Openbaring 3 vers 6, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê. So alles moet aan sit as keuses. En ek sluit af op die laaste vers. Dis alles is keuses wat Allah vir jou gee. Jy het 'n keuse. Petrus sê, 1 Petrus 2 vers 15 sê hy daar, 21, 2 Petrus 2 vers 21 sê hy, dat nou dat jy weet, en jy gaan terug na jou ou weet, soos jy hom van terug na sy eie braaksel toe. Elkeen weet, en daarmee doen jy wil, elkeen is, ons kan net getuig hierso, dat Heilige Gees oortuig. Maar ek sê af hierso, hoor jy hierdie woord, Openbaring 22 vers 27. En daarin sal nie inkom, dis nou in die stad, in die koninkryk van God, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid. Hy sê so, abominations.
Daar sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Die beskrywing van Vader se koninkryk. Die huis wat Yeshua vir ons gebou het. As jy die abomination goed doen, Openbaring 2 was die anders, ek kan nie sien. Dan gaan ek afsluit met Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat, hoor gee so. Dis die laaste boek, die laaste bladsy in die Bybel, laaste bladsy. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van lewe en ingaan in die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereders en die moordenaars en die afgodsdieners en elkeen wat leens liefhet. Dis elkeen se persoonlike keuse moet ons is op. Die honde, daai tyd was beskryf gewees as mense uit covenant-tyd. Daai tyd was gesien Efesiërs as jy uit covenant-tyd is. So, Vader gee vir ons al hierdie goeders, al hierdie instruksies, al hierdie insettinge vir die huis van Israel. Yeshua sê, ek kom vir die verlore skape van Israel. En dit is belangrik, dit is nie vir die Jode gegee nie, dit is vir ons gegee. En dis hoe hy sy vrou sien, wat homself beklee met hierdie reinheid. En sy gaan reg hê tot in sy boek geskryf word en reg hê tot die stad en daar. Dis Jesus. So, Sardes was in hierdie twee probleme gehad van geloof, hulle het geloof gehad en sonder werke. En dit is belangrik dat ons altyd moet hê, geloof en werke, gees en waarheid. Ons kan nie net een kant doen nie. En mag die wat oor het luister, soos wat die woord sê. En dankie, kom ons sluit af. So magtige Vader, dankie vir hierdie wonderlike woord van die Abba. Die woord is vas, Abba. Yeshua, U is die woord. Johannes 1 en Johannes 1 vers 14 sê, in die begin was die woord. En die woord was met God, saam God. Die woord is God. En die woord het vlees geword. En so het gekom om vir ons te kom sterf, om vir ons te wegkom, wys na Vader se hart toe. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is nie net die lewe nie, maar hy is die waarheid ook en hy is die weg op tot by Vader. Abba, dankie Vader vir hierdie woord wat so gees geïnspireer is, dat U ons so lief het, Abba, dat U op ons 'n woord gegee het, en die handleiding gegee het van hoe U wil hê ons moet lyk, hoe U wil hê ons moet doen. Maar dit is nie net vir U nie, Vader, U het ons ook gegee om ons te beskerm, om ons te help. Dankie Vader, dat U vir ons 'n weg kom terugmaak het. Abba, nadat U gesê het in Jeremia 3 vers 8 van Israel, ek skei julle, het U gekom en het vir U seun gestuur en hy het weer terug deur sy dood. Deur Yeshua, deur U dood het U 'n weg terugkom maak vir ons en ons sê vir U dankie dat U vir ons sondes gesterf het. Abba, dankie Vader dat U vir Yeshua gaan sê, wag, daar kom iemand beter, dis my die trooster, die Ruach HaKodesh wat ek vir julle gaan stuur om julle te leer. En Abba, U sê dat U gaan vir ons, U spreek al in Esegiel, die profete spreek U, dat ek gaan my gees in jou hart sit. Ek gaan jou hart van vlees gee, om jou te maak, doen my insettinge en my verordeninge. Dankie Vader vir U Ruach, U Heilige Gees, wat in ons harte is en ons die woord wys elke dag, Gees geïnspireer. Dankie vir 'n Bybel, Abba, dankie vir 'n woord. Vader, dankie Abba, dat ons U kan ken in alles, Abba. Vader, ek bid vandag, Vader, dat U ons sal leer, Abba, wanneer ons woord oopmaak, dat ons deur die Ruach dit sal sien. Nie mensopinie nie, dat ons al konteks kan verstaan deur die Ruach wat U vir ons gee. Dankie Vader vir U woord wat ewig was is. U naam is Yahweh Olam. U is die everlasting God. Dis nie ons wat verander. U beloftes is vas vir altyd. Ons mens verander. Maar vergewe vir ons, keer wat ons verander. Vergewe vir ons wat in ons eie opinie wil gaan. Dankie Vader dat U vir ons vir ons die waarskuwings gegee vir elke kerk, maar elke beloning. Vader, U sê in hierdie kerke, wys U van die weg van Biliam, die weg van die Nikoliete, die Jezebel, die wat net geglo het in die geloof. Dis amazing. Maar U kom leer ons. Maar U sê ook pas op daarvoor. En U kom sê altyd, maar my kinders gaan vashou, jy gaan dit nie doen, jy gaan vir die beloning gee. Dankie daarvoor. Kom wys ons, Abba, kom deurgrond ons harte en kom wys ons, want ons is lief vir U. Ons het hierdie liefde vir U, dis ons wil doen wat U woord sê, want ons is lief vir U.
Dan moet ons dit dalk nie doen nie. Doen ons dit om eers lief is vir U. Broer en suster, doen dit eerder, want dan het jy niks op te verloor. Ek prys U naam, Vader, vir hierdie dag wat vir ons voorlê, hierdie dag wat kom, wat U seun Yeshua gaan kom en hy gaan sy vrou kom haal. Wat geklee is, homself beklee met hierdie reinheid, hierdie regverdigheid. Kom was ons, Abba, mag ons was, Abba, soos U ook in Openbaring 22 sê van, Here wat julle hierdie garments was, mag ons garments was deur sy bloed. Dankie vir die water wat U voorsien, Vader, hierdie lewende water. Dankie daarvoor, Vader. Abba, U het ons so lief dat U vir ons 'n seun het. U sê vir Moses en Aaron in Numeri 6 sê U spreek hierdie seën uit oor my kinders. Israel. Spreek dit uit oor hulle. En Vader, daarvoor deur die bloed van Yeshua, volgens Galasiërs 3:29, wat vir ons erfgename kom maak, dit ons kom terugbring net weer. Kom ontvang ons vandag hierdie seën, Abba. Ons ontvang hierdie seën wat U vir Israel het, maar ons wil graag doen wat Israel moet doen. Kom wys ons, Abba. Moet ons ontvang hierdie seën wat Abba vir U het. Ja, Brecha Adonai Bishmarecha, ja Erra Adonai Panavrecha, Vichnika. Yesa Adonai Panavrecha, Viasendecha, Shalom. Abba Vader sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom net en wees nie vir hom. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. En sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn, die menorah wees hier buitekant vir mense hier buitekant. Mag jou lig so skyn en mag jy net woorde praat wat nodig is. Want Vader sê, hy sal vir die woorde gee. Abba, mag ons so skyn soos dit Moses geskyn die dag toe hy van dag Sinai afgekom het, toe hy covenant ontvang het, dat hulle ons toegemaak het. Mag ons die ligdraers wees van U naam. En soos Boeta Abba sê, ek sal vir jou die shalom vrede gee. Ontvang dit in jou huis, by jou werk, tussen jou kinders, by jou familie. Oorste waar jy gaan, jou in en jou uit. Mag jy die shalom vrede vang. Dankie vir die Shabbat, Abba. Dankie vir hierdie paar dag wat U vir ons gegee het. Wat U vir ons gegee het om te rus. En U het vir ons 'n voorsiening gegee, 'n dubbelporsie vandag gegee. Moet ons ontvang hierdie dubbelporsie shalom wat Abba vir U het. Gesalfde vir Abba. Ons vra dit alles, Abba, deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. En ons vra dit alles in die naam van die Seun, ons koning en ons hoofpriester, Yeshua Messias se naam. Amen. Dankie julle.